Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag ons elkeen vandag vry wees om U te dien. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. Daar is mense wat sê, alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. Hulle sê ook, kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. 'n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontuchtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers, die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Paulus begin met die liberale denke van die Korintiërs ten opsigte van 'n gelowige se vryheid. Die gedagte is dat jy vry is en kan maak wat jy wil. Hulle sê alles is my geoorloof en kos is vir die maag en die maag vir kos. Paulus weerlê egter hierdie soort denke heeltemal. Hy maak die kragtige stelling dat die mens se liggaam nie bedoel is vir seksuele losbandigheid nie, maar vir die Here aan wie dit behoort. Daarom is die liggaam ook die tempel van die Heilige Gees. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God in julle liggaam verheerlik. Net om dit deeglik in perspektief te kry, die volgende paar gedagtes. 'n Slaaf wat aan iemand behoort, kon vrygekoop word deur iemand anders. Die slaaf behoort volledig aan die een wat hom of haar gekoop het. Paulus se verstaan van die feit dat ons vrygekoop is, word in hierdie terme verduidelik. Jy is nie vry om te doen wat jy wil nie. Jy is vry om binne jou nuwe eienaar se wil op te tree. Jou ganse lewe behoort aan hom wat jou vrygekoop het. Vryheid in Christus is nie die liberale soort vryheid waaraan die wêreld dink nie. Dit is nie morele of etiese vryheid om te maak wat jy wil nie. Dit is die vryheid om God ten volle te dien, vryheid om hom te verheerlik. Kom ons bid saam. Here, leer ons asseblief om U te dien met ons hele wese. Amen.